Ons is nou derde generasie skoonwinkels hier. Of hierdie grens het in die Vaalrivier en ek is nou al 5 jaar op die plaas. Wat ek permanent op die plaas is nou vir die laaste 4 jaar het ons nogals proewe vir hulle gedoen. Hulle het my pa gekontak en dit is nogals 'n lekker pad om te stap om te sien wat die groei wat in Pioneer besig is om plaas te vind, veral met die wit mieliebasters. So hoe verder ons gaan, hoe meer opgewonde het ons geraak oor wat moontlik aan die kom is en hulle het nou 'n paar nommers wat ja, dit maak my opgewonde om te sien. Ons aanvanklike plan met die proef was om soveel as moontlik van Pioneer se produkte hier tentoon te stel vir die dag van vandag, omdat dit 'n belangrike tyd is hierdie 100-jaar viering om graag aan ons klante en ons boere soveel as moontlik van die mieliekultivars en dan ook die verskillende sonneblom en soja kultivars te wys en ons het ook 'n bietjie probeer met die canola ook. Dit was redelik uitdagend aanvanklik, maar met die hulp van die boer hierso, Chris Skoonwinkel en sy seun William, hulle het ons so mooi gehelp om dit te doen en reg te kry. So danksy hulle was dit 'n sukses gewees. Op hierdie stadium het ons 'n baie goeie, stabiele, konstante kultivar, is 2565 platform. Ons het hom in die Roundup en ons het hom in die Power Core genetika. Dis 'n baie goeie kultivar wat aangepas is vir die wêreld. Hy is 'n kultivar wat nogal redelik goed spruit. Hy het baie flex op hom en hy is produktief op sy spruite en dit maak hom 'n baie goeie opbrengs. Van Pioneer se kant af as mense gaan kyk, hierdie area hierso is uitsluitlik word hier net witmielies geproduseer, en sojabone en sonneblomme ook. En in al 3 gewasse kan ons die kliënte voorsien van saad. Ek dink ook die bydraende faktor is veral op die wit is kliënte in hierdie omgewing plant nie hoofsaaklik 'n baie hoë stand enkelkoppige mielie nie. So hulle sal eerder na 'n stand kyk hierdie omgewing van sê enigiets van 25 tot 28000 plantjies per hektaar. Ek praat van mielies. Hulle sal 'n mielie soek wat sterk meerkoppig is. Ek dink in daardie geval is ons nou op 'n plek waar ons kan sê maar ons kan vir die kliënt 'n pakket bied waar ons vir hom in ons witmieliepakket in sy behoefte kan voorsien spesifiek vir wat hy nodig het hier vir die westelike gedeeltes van die Vrystaat. Ons het 'n paar staatmaker kultivars wat nou al uit die verlede uit gewys het dat dit goed by ons aard, die P2565 WPW, wat 'n baie wyd aangeplante kultivar is, maar die belangrike ding met so 'n dag is ook om die nuwe goed te wys en die P28022 WPW is 'n nuwe kultivar wat nou hierdie jaar eers regtig kommersieel beskikbaar is en ons is baie opgewonde om dit vir ons klante te kan wys en hy lyk ook baie goed. So dit is maar die 2 hoofkultivars wat ons mee hier gewerk het. Daar is ook ander, maar dis die 2 hoofkultivars. P28022 WPW, dit is ons nuwe witbaster. Ons is super opgewonde daaroor. Aanvanklik het ons eers gedink ons gaan net waarskynlik 'n paar van die sakkies verkoop kry en ons is al bykans amper uitverkoop op daardie baster. Baie goed aangepas vir hierdie omgewing, spesifiek waar die kliënt iets soek wat sterk meerkoppig is, wat jy nie dik hoef te plant nie en wat uitstekende graankwaliteit het. Jy weet as jy hom gaan plant, die waarskynlik is baie goed dat dit wel 'n WM1 sal wees. Ek dink baie goed aangepas vir jou watertafelgronde en by uitstek vir jou kliënt wat 'n wit mieliebaster soek in sy pakket wat vir hom daardie sal gee wat hy graag wil hê. Nog steeds in ons pakket 2849 WPW wat ook 'n hoë potensiaal goeie opbrengskultivar is vir die wêreld en dan vir 'n Roundup het ons ook 2565 in sy Roundup wat dan vir die wêreld baie goed doen en nog so ekstra Roundup wat ons ook gebruik met heeltemal ander genetika wat veral in die Wesselsbron area baie goed doen is 2863 WR. So ja, dis in kort wat vir ons vir die wêreld basies aanbeveel op die stadium. Ek voel goed oor die proef. Die boeredag perseel 'n bietjie houe gevat. Ons sonneblomme lê plat. Hier was maar storms hierdeur. Ja, hier's 100 mm bye wat 100 mm in 'n uur geval het en so. So mense sien snaakse goed uitkruip veral hier laat in die seisoen, swamsiektes en hier's tot kolle wat ons 'n Gosses wild gekry het wat nou 'n bakteriese siekte is. So daai goed maak mens bietjie bekommerd, maar soos om Henny gesê het, ons moet dankbaar wees. Die dinge lyk eintlik regtig baie mooi. Dis 'n hoë potensiaal jaar, definitief bo gemiddeld. So ons is dankbaar. Die proef lyk baie mooi en die res van die gesaaides hier, ons is definitief tevrede. Wat die stand betref, miskien het die sonneblom het ons 'n bietjie uitdaging gehad met baie kwaai reën by 'n naderdag geplant is, 'n 80 mm reën net na 'n plant. Maar wat die mielies betref, stand het ons het die boer se gewone stand 27000 plante per hektaar. Ons het dit ook opgevat na 56000 toe onder andere en daar's 'n paar verskille tussenin en om te sien wat die verskillende stande en dan ook met bemesting
'n bietjie rondgespeel om te kyk wat se effek dit het en dis nogal interessant. Ek stap nou 'n bietjie op pad saam met Pioneer se mense en ag mag die Here hulle seën. Ek dink dis maar 'n baie kort en vinnig antwoord, maar hulle het baie potensiaal in hulle nog om in Suid-Afrika veral in hierdie distrik te kan uitbrei en ek weet in die wêreld is hulle 'n baie gevestigde maatskappy. Maar ja, hulle kan eintlik maar net aanhou doen wat hulle doen. Hulle doen regtig goed en ons is opgewonde wat hulle hier in die weste ook nou reg kry. My wens vir Pioneer in die volgende 100 jaar en onthou ons kom dekades van uitsonderlike genetika is om voort te bou op dit wat hulle reeds goed doen, om 'n verskil te maak nie net op die boer se plase maar ook in mense se lewens en om volhoubaar te kan wees sodat die generasie wat ons nou mee boer se kinders nog met Pioneer sal en wil besigheid doen en ons 'n verskil kan maak in elke boer in Suid-Afrika. Nie net op sy netto effek op sy balansstaat nie en op sy inkomste staat nie, maar ook in hulle lewens. En dis my wens vir Pioneer vir die volgende 100 jaar. Om vir Pioneer 'n wens te gee vir die volgende 100 jaar is dat ons net vooruit kan gaan met die genetika wat ons het en met die genetika wat ons nog kan mee vorentoe gaan, want die produkte wat ons op hierdie stadium het en waaruit alles kom is baie goeie uitstekende produkte en ek dink die genetika is die antwoord vir dit wat ons het.